Goeienaand. Dit is ons tyd vir Bybelstudie vanaand en vanaand kyk ons weer na die eerste brief aan die Tessalonisense. En ons gaan kyk na hoofstuk 3 vers 1 tot 4. Ek is baie opgewonde om vanaand se woord met die een en elkeen te deel en wil graag vir u sê baie dankie dat julle elkeen die tyd uitgekoop het om te kom deelneem aan hierdie Bybelstudie. Voordat ek gaan voortgaan na ons vraagie toe soos ons elke aand maar vra, wil ek tog net noem dat daar volgende week geen bidhuur sal wees, aanlyn bidhuur sal wees, waaraan u kan deelneem nie. Omdat dit skoolvakansie is, vat ons so 'n klein bietjie van 'n breek, maar die week direk daarna, as die Here wil, is ons weer terug op ons pos, besig om deur die brief aan die Tessalonisense te stap. Baie dankie vir elkeen wat egter vanaand hier is, en ek glo en vertrou dat ek u weer sal sien die week na volgende week. Maar, kom ons praat minder oor die toekoms en meer oor die nou. En ons kyk na vanaand se gedeelte. En soos elke aand wil ek maar 'n vraagie vra om ons Bybelstudie mee weg te skop. En vanaand se vraagie is baie eenvoudig. Dien jy die Here? Dien jy die Here? En voordat ons vinnig ja antwoord, wil ek hê dat ons vir 'n oomblik moet dink wat hierdie woorde beteken. Dien jy die Here? Een van die vrae wat ek moeilik vind om te antwoord en wat ek dink baie mense moeilik vind om te antwoord is presies hoe sou jou lewe môre anders lyk as jy nie meer die Here sou dien nie? Hoe lyk die diens aan die Here prakties in 2025? Wat beteken dit van my om 'n Christen te wees, maar ook om 'n dienaar van God in my gemeente, in my gemeenskap en in my kerk te wees? En is ek besig om my dienaarskap uit te leef tot op sy volle mate? Vanaand se vraag is dan nie net dien jy die Here nie, maar dis 'n bietjie dieper as dit. Dis doen jy wat jy moet doen. Bereik jy jou volle potensiaal as dienskneg? Is jy maar net 'n dienskneg of is jy amper die dienskneg, die een wat alles gee, wat alles insit? Hiermee probeer ek nie sê dat almal van ons beroepswerke moet bedank en dat almal van ons moet in een of ander sendingveld ingaan. Jou werk, waar jy is alreeds 'n sendingveld. Ons het dokters, verpleegers, sekretaresse, prokureurs en elke ander beroepswerk wat daar is, bitter nodig in ons samelewing. Dis deel van ons samelewing en dit help ons om te kan aangaan. Maar is ek besig om my roeping as dienaar van God uit te leef binne in hierdie beroepswerk? Is ek eerste 'n dokter en tweede 'n dienaar van God? Of is ek eerste 'n dienaar van God en tweede 'n dokter of 'n onderwyser of 'n prokureur of watter beroepswerk ook al? Miskien is ek 'n huisvrou en my sendingsveld is klein genoeg dat dit my gesin moet insluit. Miskien is ek iemand wat 'n baie groot posisie het waar ek met baie mense te doen kry. En my sendingveld is daardie mense. Miskien is die meeste mense waarmee ek wel in aanraking kom, die mense in my gesin en my familie. Dan is daardie mense jou sendingveld. En is dit jou werk om die Here te dien binne in daardie sendingveld? Jesus was God self gewees. En hy het tydens sy hele bediening hier op aarde altyd 'n dienende gees gehad. Sy begeerte was nooit om te sê wat God vir hom moet doen nie, maar wat hy vir God moet doen. In die tyd waarin ons leef, vind ons ongelukkige tendens waar mense meer begin glo in 'n mensdiens as 'n godsdiens. 'n Mensdiens waar God verantwoordelik is om vir ons te dien en ons behoeftes en begeertes te vervul. Dis sy werk om ons finansies uit te sorteer, dis sy werk om ons gesond te hou, dis sy werk om ons gelukkig te maak, dis sy werk om elke swaar klip uit ons pad uit te rol. Maar van ons kant af wil ons so min as moontlik doen. In steede dat ons in 'n godsdiens staan, waar ons as mens voor die Here kom staan en sê, Here, wat is dit wat U wil hê dat ek vir U moet doen? En dit is 'n baie belangrike klemverskuiwing. En 'n mens wat dit in sy geestelike lewe snap 'n groot deel van wat dit beteken om 'n Christen te wees. Ja, jy's 'n koningskind, jou pa is die koning van die heelal, ons weet, maar
Jy is 'n koningskind, nie in die koninkryke hier op aarde, waar konings en prinse vereer word nie. Jy's 'n prins en 'n prinses in die koninkryk van God, waar die hoogste die laagste dien, waar die mees gerespekteerde persoon, die persoon is wat die laagste buig om iemand anders te ondersteun. Die Here Jesus self was seker een van die belangrikste mense wat ooit op hierdie aarde geleef het. En ten spyte van sy status, ten spyte van sy roem, ten spyte van sy fisiese aardse posisie, het hy eendag sy boekleed uitgetrek, dit om sy heupe gebind, 'n skottel vol water gemaak en die voete van die disippels gewas. Dis vir my ook kosbaar om te dink dat Judas se voete deel was van die wat hy moes was, oomblikke voordat hy verraai was. Wat 'n gedagte om te dink dat hierdie koning van ons, die een soos wie ons graag wil wees, altyd eerste 'n dienaar van God is. En daarom vra ek, dien jy die Here? Nou kom ons kyk na die eerste gedeelte van hoofstuk 3 en ons gaan net die eerste paar versies met mekaar saam lees. Vers 1 tot 4 lees. Vers 1 tot 4 sê die volgende: Daarom, toe ons dit nie langer kon uithou nie, het ons besluit om in Athene alleen agter te bly. En ons het Timoteus, ons broeder en dienaar van God en ons medewerker in die evangelie van Christus, gestuur om julle te versterk en julle te bemoedig in julle geloof, sodat niemand verontrus mag word onder hierdie verdrukkinge nie, want julle weet self, verskoon tog, dat ons hiervoor bestemd is. Want ook toe ons by julle was, het ons julle vooruit gesê dat ons verdruk sou word, soos dit ook gebeur het en soos julle weet. Ons gaan net tot daar lees uit die kosbare woord van die Here. Nou ek wil, voordat ek na die volgende skyfie gaan, wil ek aan u erken dat toe ek hierdie gedeelte in 1 Tessalonisense 3 lees het, my moed so half in my skoene geval toe ek moes besef dat ek moet praat oor hierdie gedeelte vandag. Waaroor gaan hierdie gedeelte? Dis eintlik maar net as 'n mens dit vinnig deurlees, 'n paar praktiese reëlings wat Paulus besig is om met die gemeente te tref. Ons moes in Athene agterbly. Ons wou graag gekom het, maar hier was sake hier in Athene wat ons aandag meer nodig gehad het. Maar ons kon dit ook nie uithou om te hoor hoe dit met julle gaan nie. So ons het vir Timoteus, ons broeder, gestuur om met julle te gaan praat en om vir julle te versterk en te bemoedig in die moeilike tyd waardeur julle gaan. En as ons dit net so ervaar, dan ervaar ons amper dat Paulus hier baie transaksioneel vir ons besig is om die gebeure neer te skryf soos wat dit gebeur het. Dit is wat gebeur het en toe reageer ons op hierdie manier en toe gaan ons aan om op hierdie manier te reageer. En dit is wel waarmee hy besig is in hierdie gedeelte. Nou ek het vir ons so 'n bietjie van 'n padkaart hier bymekaar getrek, net sodat ons 'n idee het waarvan Paulus praat. Hierdie is die gedeelte van Paulus se tweede reis. Jy kan sien daar net van die skerm af, het hy begin en dan gaan hy al die pad om al hierdie stede, daar so 'n stukkie oor die see, daar by 'n klomp stede en hier sit hy in Athene. Nou Korinthe, ook 'n baie bekende stad, ook 'n boek in die Bybel, is net hier so langs Athene en hierdie was eintlik die hele gedeelte was so half as Korinthe bekend. En dan as jy net so opgaan, kry ons Berea, wat ook baie bekend is in die skrif, en reg langs Berea kry ons dan vir Thessalonika. En hy lê daar in die haartjie, in die gangetjie daarso. En dis baie interessant dat Thessalonika daarso lê, dis nog 'n ver paadjie wat hulle moet gaan. Dit gaan hier oor die gedeeltes van Agaia en Macedonië. Ons het 'n vorige keer so 'n bietjie na die padkaart gekyk. Hierdie is wel 'n ou, sommer handgetekende kaart, maar die werklike kaart is nogal indrukwekkend van die afstand wat daar tussen hierdie stede was. En as ons baie mooi kyk, dan sien ons maar daar was groot afstande tussen hierdie gedeelte. Paulus se reis wat hy afgelê het was nie 'n klein reis gewees nie, maar 'n mens kon baie maklik om 'n hele land gegaan het met hierdie reistog wat hy gegaan het. Ons wil ook sê dat hierdie Paulus se tweede evangelisasie reistog is.
Paulus het 3 van hierdie afgelê, waar hy by verskillende stede gestop het en partykeer 2 keer by dieselfde stad gestop het. Maar hierdie is die tweede enetjie, die een net in die middel van hierdie gedeelte. Nou wat gebeur in hierdie gedeelte, en dis wat ons sien in hoofstuk 3 vers 1, is dat Paulus en Silas en Timotheus in Athene in Korinthe is. En terwyl hulle daar is, het Paulus hierdie brandende belangstelling, hierdie wonder binne in hom, oor hoe dinge op die oomblik besig is om te gaan in Korinthe, in Thessalonika. En alhoewel hy hierdie groot begeerte het om te gaan, kan hy nie gaan nie, en sê hy op 'n stadium dat die duiwel hulle verhinder om te gaan. So met ander woorde, daar gebeur goeie, slegte goed val voor, daar's dinge wat in hulle pad kom staan, en vir een of ander rede kom hulle net nie by Thessalonika uit nie. Maar, sê Paulus, hierdie gevoel was amper so erg gewees, dat hulle op 'n stadium 'n plan gemaak het, en Paulus kry toe vir die jong Timotheus, wat saam met hom in die bediening was, en saam met hom gereis het, en hy sê, Timotheus, gaan jy asseblief na Thessalonika, en gaan kyk hoe lyk dinge daar. En daar kan julle sien, ou Timotheus, mannetjie daar met die swart baard en hare, hy beweeg toe op na Thessalonika toe, en in Thessalonika aangekom is hy aangenaam verras. In steede daarvan, dat hulle die kerk vind soos wat hulle verwag het, hulle die kerk gaan vind, heeltemal afgebreek, heeltemal uit mekaar uitgedryf, onder die swaar vervolging wat daar was, heeltemal stikkend gemaak is, vind hulle 'n baie gesonde, baie goeie kerk. 'n Kerk vol van mense wat die Here dien met 'n ongelooflike ywer. En Timotheus vertel later vir Paulus van hierdie mense se wederkomsverwagting, dat 'n mens amper in bewondering staan. Mense wat hulle beroepswerke bedank het, en letterlik in die gemeente en die kerke gaan sit het, en wag het vir die koms van die Here. Dit was vir hulle so 'n realiteit, dat die Here Jesus sou kom, dat hulle dit elke dag verwag het. Timotheus getuig van hulle liefde, hy getuig van hulle gasvryheid, hy getuig van al hierdie mooi dinge wat hy in Korinthe, in Thessalonika gesien het, en hy gaan terug na Paulus toe, en hy gaan vertel vir Paulus van al hierdie wonderlike dinge wat besig was om te gebeur in Thessalonika. En Paulus hoor hierdie dinge van Timotheus en sy hart is ewe skielik baie bly. Hy was op 'n stadium bekommerd, daar's 'n vers ergens in hierdie gedeelte waar hy sê, ek was bekommerd oor julle gewees, en het gedink dat nou dat ek nie meer daar is nie, julle heeltemal van die wa af gaan val, en julle terug gaan na die afgode toe, en het meer vir julle sin gaan maak om daar tyd te spandeer, en daar julle godsdienst uit te leef. Maar ek verbly my, ek is baie opgewonde om te hoor, dat julle vasgebly staan het in die geloof van die Here Jesus Christus. So Paulus skryf dan hierdie brief en hy gee dit vir Timotheus ongeveer so 51 tot 52 na Christus, en Timotheus gaan lewer die brief af in Thessalonika. En Timotheus speel die langste game van telefoontjie wat ek dink daar in die geskiedenis van die heelal is. En tot op hierdie punt, as ons dit net so bekyk, soos ek gesê het, is dit baie transaksioneel, administratief. Dit gaan maar net oor wie waar was, en wie watter ding geskuif, en wie watter brief gekry, en wie watter terugvoer gegee. Maar, terwyl Paulus besig is om in sy brief, wat hy saam met Timotheus gaan stuur, oor Timotheus te praat, leer hy vir ons iets besonders van 'n dienaar van Christus. En is op hierdie besondere les van 'n bedienaar van Christus wat ek graag wil fokus vanaand. Nou, wanneer hy hom dan nou beskryf in hierdie gedeelte, dan beskryf hy hom op verskillende maniere. Hy noem vir Timotheus, soos wat julle daar kan sien in die skyfies, hy noem hom 'n broeder, hy noem hom 'n dienaar van God, en dan noem hy hom 'n medewerker van die evangelie. Nou, hierdie is 'n baie interessante manier om iemand te beskryf, en dis interessant omdat dit soveel aspekte van die lewe half cover. Een is, dis soos 'n broeder. Nou, as ek moet dink aan 'n broeder in jou gesin,
Is dit iemand wat dieselfde van as jy het, iemand wat dieselfde agtergrond as jy het, iemand wat dieselfde ma en pa as jy het, uit dieselfde geskiedenis uitkom, maar net nie jouself is nie. Dis jou broeder. En Paulus noem hom 'n broeder, met ander woorde, hulle deel op 'n geestelike sin hierdie selfde nabyheid, hierdie selfde sin van familie. Dan noem hy hom 'n dienaar van God. Met ander woorde, een van Timoteus se besondere kenmerke is die manier hoe hy God gedien het, onophoudelik en konstant by die Here gebly het. En dis waaruit ons 'n groot deel van ons lesmateriaal vandag gaan kry. En in die laaste plek noem hy hom dan 'n medewerker van die evangelie. Nou daardie woordjie medewerker is nogal interessant, want die woord wat Paulus gebruik in die oorspronklike taal beteken 'n kollega wat op dieselfde vlak is as ek. Met ander woorde, as ek til slaan by die kitskos restaurant en 'n ander kollega slaan ook til by die kitskos restaurant, dan is ons medewerkers. Met ander woorde, ons is werkers met dieselfde gesag, dieselfde verantwoordelikhede en dieselfde opdragte. En dit gaan baie belangrik raak later in hierdie Bybelstudie. Die feit dat ons sal onthou, ons het dieselfde verantwoordelikheid en ons het dieselfde opdragte. Nou Paulus sê dat hy Timoteus gestuur het, nie net omdat hy nuuskierig was om te gaan hoor hoe dit met hulle gaan nie, maar toe hy vir Timoteus gestuur het, toe stuur hy hom met 2 baie besondere doelwitte op oog. En die besondere doelwitte wat hy in oog gehad het, was dat Timoteus vir hierdie gemeente moes gaan bemoedig en hy moes hierdie gemeente gaan versterk. Hy moes hulle gaan bemoedig en hy moes die gemeente gaan versterk. Nou, ek wil net na daardie 2 woorde kyk vanaand in diepte en ek wil gaan dink oor wat beteken dit presies dat Timoteus hulle gaan bemoedig het en wat beteken dit presies prakties uitgeleef dat Timoteus vir hulle gaan versterk het. Hy het tog verseker nie daar aangekom en gesê, there we go guys, you can do it, baie sterkte nie. Maar hierdie bemoediging en versterking was sy fisiese taak geweest. Met ander woorde, dit was iets wat hy prakties kon uitleef en met hulle kon deel. So kom ons kyk na hierdie woorde. En die eerste woord waarna ons gaan kyk is die woordjie bemoedig. Bemoedig. Nou, voordat ek gaan kyk na bemoedig, wil ek graag net so klein bietjie oor die Grieks praat. Die Griekse woord wat hier gebruik word vir bemoedig is die Griekse woord parakleto. En parakleto is 'n baie bekende frase of 'n baie bekende woord. Dit bestaan uit 2 kernwoorde uit. Die 2 kernwoorde is para, wat beteken langsaan, en die ander een is kaleo, wat beteken om te roep. Parakaleo beteken om langsaan te staan en te roep, of om by jou te staan en na jou uit te reik, na jou te roep. En hierdie woord word op 'n baie verskillende maniere in die Bybel gebruik en vertaal. Onder andere gee die Here Jesus hierdie woord aan die Heilige Gees wanneer hy verkondig dat die Heilige Gees sal kom nadat hy opgevaar het na die hemel. Hy sê, maar dit is vir julle beter dat ek moet gaan, want as ek gegaan het, dan sal God die trooster na julle toe stuur. En daardie woord trooster is die woord parakaleo, parakletos. En nou sê Paulus vir hulle dat Timoteus gestuur was om aan julle te kom parakaleo. So parakletos is die selfstandige naamwoord, parakaleo is die werkwoord, die doen daarvan. Nee, dus soos 'n aanbieder en om aan te bied. So nou sê hy, Timoteus was gestuur om aan te bied, en deur daardie spesifieke woordjie te gebruik, koppel hy Timoteus se werk aan die werk van die Heilige Gees van God, die Parakletos. Met ander woorde, ek, die sendeling, die Timoteus, doen die parakaleo, en daardie doen van die parakaleo maak dat ek die werk van die Parakletos doen. En ek het hierdie ding baie begin oordink,
En 'n paar kommentaarskrywers se werk oor hierdie gedeelte gaan lees en een van die kommentaarskrywers het vir my ietsie besonders mooi gesê oor hierdie woord. Die persoon skryf dat ja, God werk deur die Heilige Gees. Dit is die Heilige Gees wat getuig van sonde en geregtigheid en oordeel. Dit is die Heilige Gees wat ons leer van die woorde van die Here Jesus Christus en hoe om dit te verstaan. Dit is die Heilige Gees wat baie werke in ons lewens kom doen, baie versorging werk, baie beskerming werk, baie optree op ons onthalwe tipe werk. Maar wanneer die Here nodig het om jou te stuur om hierdie parakaleo te gaan uitvoer, dan is dit die Heilige Gees se werk wat werk deur jou. Met ander woorde, op daardie oomblik wanneer jy besig is met hierdie parakaleo werk, dan word jy 'n werktuig van die Heilige Gees. Nou, dis baie mooi ou Afrikaans daardie, maar 'n werktuig, die woord tuig beteken soos 'n kar, 'n motor, iets waarin jy kan beweeg, nee. 'n werktuig is dan een of ander aangedrewe stelsel waarmee jy werk kan doen. En dis presies wat jy vir die Heilige Gees word. Jy stel jou liggaam, jou siel, jou gees, jou verstand, jou menswees aan die Here bloot en jy sê, Here, kom werk U dan deur my. Ek maak myself leeg van dit wie ek is. Ek maak myself leeg van my eie ek, van my sonde, van my eie wil, van my eie redenasie en ek kom gee aan U die stuur en sê, Here, ek sal die werk van die Here doen, want dit is die Here wat die werk doen deur my. Ek word 'n pen sodat God 'n brief daarmee kan skryf. En Paulus het hierdie werk van parakaleo baie goed verstaan. Ek meen in sy eie lewe het hy baie goed geweet wat dit beteken om te ly, sodat God met sy bloed amper 'n brief kon skryf aan die wêreld. En hy het baie letterlik briewe geskryf aan die wêreld, briewe wat vandag van onskatbare waarde is en wat vir ons van die saligheid leer as gevolg van hierdie man wat gesê het, hier is ek, Here, vat my, neem alles wat ek het, al moet dit my gemak wees, al moet dit my gesondheid wees, al moet dit my omstandighede wees, Here, neem my en laat U wil in my geskied. Gebruik my om die brief te skryf wat U aan die wêreld wil skryf. En dit is die woord parakaleo. Parakaleo. Gebruik my om die verskil te kan maak. En dit is 'n ongelooflike voorreg. Dit beteken dat wanneer ek optree en wanneer ek iets doen in die naam van die Here, dan doen ek dit nie net met Martin se eie gesag en sy eie agtergrond en sy eie krag nie, maar dan doen ek dit in die krag en die gesag van die Here, van die Heilige Gees self. Ons sien in 1 Tessalonisense 5 vers 11 die volgende, daarom bemoedig mekaar en bou die een die ander op soos julle ook doen. En hier begin ons alreeds bietjie te sinspeel op wat dit prakties gaan beteken om mekaar dan te moedig. Hoe lyk hierdie werk wat die Heilige Gees in my lewe wil doen? Werk wat ek die Heilige Gees moet toelaat om in my lewe te doen? Hoe lyk dit prakties? En hier sien ek in 1 Tessalonisense 5 vers 11, daarom bemoedig mekaar en bou die een die ander op. So Paulus is besig om te skryf en sê, wanneer jy hierdie kaleo wil doen, wanneer jy mekaar wil bemoedig, dan is die manier hoe jy dit gaan doen, deur te parakaleo, deur te bemoedig en mekaar op te bou. Op te bou, nie af te breek nie. Ons is baie keer baie skerp met ons woorde, baie skerp met ons tong. En baie keer vind ons vir een of ander rede genot daarin om 'n ander af te breek of af te takel of sleg te maak. En in waarheid, wanneer ons dit doen, is ons besig om die werk van die Heilige Gees wat deur ons wil vloei amper af te blok en te sê, nie vandag nie, Here, nie vir die persoon nie en nie nou nie. Hoe lyk dit wanneer die werk van die Heilige Gees, van die ware Parakletos dan deur my vloei? Wel, dan bemoedig ek my broeders en susters.
dan bou ek hulle op. Dan bou ek hulle op. Daar's baie praktiese maniere om hieraan te dink. Die beste was die manier hoe ek al oor sonde aangespreek is. En ek gebruik hierdie voorbeeld baie, maar dit is vir my baie kosbaar. Ek het 2 voorbeelde gehad in my lewe van mense wat my ernstig vermaan het oor dinge waaraan ek ernstig skuldig was. Met ander woorde, ek was verkeerd, ek het die verkeerde ding gedoen, dit was 100% my skuld. Die een persoon het na my toe gekom met 'n beklei en 'n geskree en 'n geraas. Die persoon het so ontsteld geword terwyl hulle besig was om met my te praat, dat ek naderhand net kon fokus op die een area op die voorkop, wat so geklop het en gelyk het asof dit so mik vir 'n aneurisme. En ek het daar gestaan terwyl die persoon besig was om op my te skree, en ek het na 'n rukkie het ek amper afgesluit in my menswees en gewonder, is hierdie persoon besig om met my te praat uit liefde uit? Is hierdie persoon besig om met my te praat omdat hulle wil hê dat ek 'n beter Christen moet wees? Is hulle besorg vandag oor my verhouding met die Here Jesus Christus? Is dit werklik hulle begeerte, diep en eerlike begeerte, dat Martin sy saak met die Here sal kom regmaak en sal insig sien dat hierdie sonde verkeerd is en dat dit nie reg is nie en dat dit besig is om my getuienis te belemmer? Of wil die persoon net baie graag reg wees? Of is hulle vir een of ander rede net baie geafronteer deur my sonde? En ons sien dit baie in die Bybel, nê? Die Fariseërs byvoorbeeld en die Sadduseërs en die skrifgeleerdes kry 'n vrou wat in egbreek betrap is. Sy's betrap in die daad. Met ander woorde, hulle het haar gevang, letterlik besig om te sondig. En ten spyte van die feit dat sy skuldig is, roep die mense haar uit en absoluut liefdeloos gooi haar op die vloer neer en tel klippe op en hulle is reg om haar te stenig. Maar hulle sien 'n geleentheid om vir Jesus so 'n bietjie in warm water te kry en hulle sê vir die Here Jesus, Jesus, wat moet ons nou doen, want die wet van Moses vereis dat ons hierdie vrou nou moet stenig. En Jesus sê 'n baie bekende frase en 'n baie belangrike frase. Laat hy wat geen sonde het nie, die eerste klip gooi. Ag, en ons ken die verhaal, die klippe het een vir een op die vloer geval, die mense het almal weggeloop en die vrou alleen het agtergebly en Jesus het vir haar gesê, jou sonde is vergewe, gaan en sondig dan nie meer nie. Nou wil ek vra, is ons partykeer besig om klippe te gooi? Is ons partykeer net persoonlik geafronteer omdat ons voel dat 'n ding nie reg is nie, dat dit nie goed is nie en daarom is ons sommer half ontsteld en kwaad daaroor? Al is dit in werklikheid verkeerd en nie reg nie. Is ons soos daardie Fariseërs wat gereed staan met die klippe en elke persoon wat waag om mis te trap sal uithaal en uitgooi en daardeur sal bewys, ek weet nie, miskien dat ons heiliger, groter en sterker en meer nougeset lewe? Of is ons soos die Here Jesus wat nie haar sonde goedgekeur het nie, wat nie gedink het dat dit wat sy gedoen het goed was nie, maar wat haar in liefde aangeraak het. Die tweede persoon wat my in my lewe aangespreek het oor sonde waaraan ek wel skuldig was, het my eendag op 'n stil plek eenkant toe geroep en vir my gesê, Martin, jy is so 'n wonderlike kind van die Here. En die lig van die Here Jesus skyn so helder deur jou. Jy maak regtig 'n verskil in die lewens van mense met wie jy in aanraking kom. Maar hierdie een ding is besig om jou getuienis te vernietig. En ek wil net vir jou sê dat ek bid vir jou. En ek wil jou mooi vra om te gaan dink aan dit wat jy besig is om te doen terwyl jy ons Vader dien. Terwyl jy besig is om met sy kosbare kinders te werk. Terwyl jy na sy skape kyk. Gaan dink net daaroor. En weet ek bid vir jou. En ek gee om vir jou. En my hart het daardie dag in stukkies gebreek. Dis by my so 'n kernherinnering dat ek dink ek dit vir die res van my lewe gaan onthou. Ek onthou die stoel waarop ek gesit het en ek onthou die tafel
waarop my elmboog gerus is, en ek onthou die dame se gesig wat met my gepraat het. Maar meer as dit alles, onthou ek die teenwoordigheid van die Here Jesus Christus, en hoe ek sy liefde op daardie stadium ervaar het. Ek het daardie dag, toe ek uit daardie kantoortjie uitstap, geen groter begeerte in my hart gehad, as om die Here Jesus met my volle hart te dien. Ek wou daardie dag losmaak van die sonde. Ek was op daai stadium miskien nog nie reg nie, en die Here het my op daardie stadium nie heeltemal daarvan verlos nie. Ek dank die Here, ek is nou lank verlos van dit. Maar ek het 'n begeerte gehad, ek het 'n pyn in my hart gehad, oor dit wat ek besig was om te doen aan my getuienis. En dis bemoedig, dis parakaleo. Dis om langsam te staan en te roep. Nie bo oor te leer en af te donder en oordeel en gesag en mag en krag. Maar om te sê, broeder, sussie, iemand vir wie ek lief is. Jy is besig om sonde in jou lewe toe te laat, en daardie sonde is besig om jou te vernietig, en ek raak hartseer, want ek gee vir jou om. En ek het regtig 'n begeerte dat jy die Here sal dien. Want daar's niks beter in hierdie wêreld as om die Here te dien. Ek wil graag kyk na 'n paar maniere hoe hierdie parakaleo dan in ons Bybel vertaal is, en daardeur gaan ons ook leer wat ons moet doen. So een van die volgende gedeeltes is hierdie ene, die woord word 111 keer vir interessantheid in die Bybel gebruik, en in hierdie gedeelte word hy 55 plus 31 keer gebruik. Nou dit maak 86, en die rede hoekom ek dit so in 'n wiskunde som geskryf het, was nie om 'n ekstra wiskunde klas ook somme in te werk nie, maar die rede waarom ek dit so geskryf het, was omdat in ons Bybel dit vertaal word as smeek, en dit vertaal word as vermaan. 55 keer as smeek, 31 keer as vermaan, maar in die konteks waarin dit gebruik word, beteken dit elke keer presies dieselfde ding, en ek gaan dit gou hier ook aan ons verduidelik. So 2 Korintiërs 6 vers 1 sê, en as medewerkers vermaan ons julle ook, dat julle die genade van God nie te vergeefs mag ontvang nie. Nou, in hierdie gedeelte word daardie woordjie, is ook 'n lekker ou Afrikaanse woordjie, een wat mense amper net in die kerk hoor, en dis die woordjie vermaan. Vermaan. Wat beteken dit as ek iemand vermaan? Nou, in Afrikaans beteken die woord vermaan eenvoudig dat ek hulle bietjie reghelp, né? Dat ek hulle bietjie weer terugsit op die pad. As iemand so bietjie buite die lyntjies inkleer, dan kom tik ek hulle op die skouer en sê, kleer 'n bietjie binne in die lyntjies in. Maar wat ek graag in hierdie gedeelte wil noem, en ek gaan later na 'n ander vertaling van hierdie woord ook kyk, maar wat ek graag in hierdie gedeelte wil noem, is dat elke keer in hierdie 86 versies waar hierdie woord gebruik word dit gebruik in 'n sagte, liefdevolle, omarmende manier. Met ander woorde, dis nie die sweepslag van die evangelie, dis die sagte salf wat genesing bring. Ek gaan weer eens maar so 'n bietjie uit my eie lewe uit getuig, en dit aan die een kant is bietjie nadelig, want dit wys vir julle elkeen dat ek maar stadig groei in my eie geestelike lewe, en aan die ander kant is dit vir my iets wat prakties en relevant is, en wat ek maklik kan verduidelik. Maar so rukkie terug het, en 'n hele rukkie terug eintlik, het ek op 'n stadium iemand geken, en ek het die begeerte gehad dat daardie persoon die Here moes dien, die Here moes aanneem. Ek het in my eie alleenwysheid besluit, hierdie persoon is nie gered nie. Hulle kan nie gered wees nie, want hulle lewe nie in my oë en in my opinie volgens die wil van die Here nie.
Hulle doen nie wat hulle moet doen nie. Hulle sal net elke tweede Sondag miskien kerk toe gaan en nie elke Sondag nie. Hulle lees nie genoeg van hulle Bybel nie. Hulle praat nie dieselfde taal as ek nie en daarom moet hulle absoluut heeltemal reguit op pad wees na die hel. En ek het besluit ek het nou genoeg van hiervan gehad. Dit is tyd dat hierdie mense hulle lewens moet regkry. Ons dien 'n lewende God, 'n werklike God. Daar's 'n hemel, daar's 'n hel en ek wil nie graag hê hierdie persoon moet in die hel beland nie. Dit was 'n familielid, kan ek so stel. En ek het op 'n stadium na daai persoon toe gegaan en gesê, luister, ek het nou baie gedink en ek het baie gekyk na jou lewe en ek het nou besluit jy's reguit op pad hel toe. So jy sal genuine jou saak nou moet regmaak met die Here. Jou geestelike lewe is nie op standaard nie. Het ek gesê sonder om te weet, wil ek bysê wat in daardie persoon se geestelike lewe aangaan. En ek het vir hulle gesê jy moet jou lewe regkry. Daar's goed in jou lewe wat verkeerd is en daar's goed wat jy gaan moet regmaak. En ek het begin opnoem. Ek dink jy moet dit doen en 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 jy moet hierdie en hierdie en hierdie en hierdie en hierdie moet jy los. En ek het aangegaan totdat hierdie geveg naderhand heeltemal buitensporig geraak het en in 'n geveg verander het waar dit later ek dink 'n bietjie meer oor trots en eer gegaan het as wat dit gegaan het oor die persoon se saligheid. Vandag is ek groot genoeg om te erken dat ek absoluut dwaas was en dat ek nie besig was met bemoediging en vermaaning nie. In die eerste plek het ek nie op 'n sagte manier met daardie persoon gepraat oor hulle geestelike lewe. As ek het, sou daar miskien ruimte vir my gewees het om te weet dat hulle self 'n pad met die Here stap en dat hulle nie so verlore is soos wat ek gedink het nie. Dat net soos wat daar maar dingetjies op my lewenspad was wat ek nog moes regmaak en waarin ek moes groei, daar nog dingetjies in hulle lewens is waarmee die Here besig is om vir hulle te werk. En in plaas daarvan om die sondes op te noem wat ek gedink het hulle van onmiddellik ontslae moes raak, moes ek hulle dalk deur voorbeeld en in liefde gewys het dat hierdie dinge nie die regte dinge is nie. Daar is 'n sagte en 'n mooi manier om 'n ding te stel. En dis hierdie vermaan, dis hierdie smeek. Dis hierdie pleit om te sê, wil jy nie maar net hierdie dinge in jou lewe regmaak nie. Wil jy nie maar net ophou met dit nie. Een van die voorbeelde wat ek kan noem, weer eens maar uit my eie lewe uit is ervarings waar ek partykeer nie nodig het om 'n woord te sê. En 'n persoon sal na my toe kom en sê, maar hierdie ding in my lewe is nie reg nie, is dit? En wanneer hulle dit sê, dan wil mense hart amper breek en jy wil amper vir hulle troos en sê, ag nee, dis nie so erg nie. En ag, weet jy weet die Here verstaan en wat ook al, maar op daai oomblik moet jy eintlik maar sê, broeder, suster, jy weet jy's nie op die regte pad. Hierdie vermaan is 'n sagte terugroep. Dis 'n begeerte dat hierdie persoon hulle sake weer met die Here moet regmaak, dat hulle op die regte pad sal moet kom. Die volgende woordjie. Die volgende woordjie beteken om te bemoedig en hy word 2 uit die 11 keer, 111 keer so vertaal. En dit beteken om opreg ondersteun te word. En in 1 Korintiërs 14 vers 31 staan daar, want julle kan almal een vir een profeteer sodat almal kan leer en almal bemoedig sal word. En in die gedeelte wat ons saam gelees het vandag is dit die ander versie van hierdie 2. So net 2 keer word hy gebruik as 'n ondersteuningsmetode. En die verbuiging van die woord wat hulle gebruik verwys amper na 'n muur wat versterk word deur pilare. En daardie pilare maak dat die muur nie kan kantel nie. Nou, ons gaan nou praat oor presies wat hierdie bemoediging en hierdie ondersteuning dan nou beteken, maar in 'n eenvoudige sin kan 'n mens sê dis om iemand aan te moedig in die geloof, om iemand te ondersteun sodat hulle nie terugval nie. Wanneer iemand byvoorbeeld besig is om Bybelstudie te doen. En die eerste 2 of 3 dae gaan dit wonderlik met die Bybelstudie en die 4de en 5de en 6de dag bereik hierdie persoon 'n plateau en dis frustrerend en hulle verstaan nie en hulle wil dalk opgee, is bemoediging om te sê, maar luister, ek bid vir jou en ek's hier vir jou en ek sal saam met jou dit doen en ek sal vir jou bid en hou net vas want die lig van die Here Jesus kom weer.
Dis wanneer iemand in 'n moeilike situasie is, daar's siekte, dood, verlies in die familie, in die lewe, en om by daardie persoon te gaan staan en hulle eenvoudig te herinner, maar die Here het jou nog steeds lief. Jou omstandighede wys nie op sy liefde vir jou of dit goed of sleg is nie. Jou omstandighede is jou omstandighede omdat ons in 'n gebroke wêreld bly. Jou omstandighede is jou omstandighede omdat hierdie wêreld onvolmaak is, maar onthou my broeder en suster, die volmaakte liefde van die Here Jesus sal jou nooit verlaat. So bemoediging beteken om iemand te help om aan te hou, om op die pad te bly, om in die regte rigting te bly beweeg. Dis amper soos 'n papierbootjie wat in die stroom afbeweeg en 'n seentjie wat staan met 2 stokkies en as die bootjie te ver na die een kant toe gaan, dan tik hy hom weer terug na die middel toe en as hy te ver gaan na die ander rigting, dan tik hy hom weer terug middel toe. En dis hierdie bemoediging. Die volgende enetjie daar is 2 keer is om te roep en die laaste enetjie het ek sommer bygesit hier en dit beteken om in erns en opregtheid gevra te word om iets te kan doen. So wat beteken dit dan prakties vir my as ek wil sê dat ek 'n lewe van parakaleo wil lewe? As ek 'n praktiese lewe wil lei waar ek kan sê dat ek bemoedig soos wat Timoteus die gemeente in 1 Tessalonisense gaan bemoedig het. En as ons na hierdie versies kyk, dan beteken dit as ons iemand wil bemoedig, dan moet ons mekaar vra om die pad te wandel, om heilig te leef. Jy kan nie jou godsdiens 'n persoonlike godsdiens maak wat niks met enigiemand anders uit te waai het en dit nog steeds Christendom noem. Christendom is nie 'n individuele godsdiens nie. Inteendeel, van die begin van die Here Jesus se evangelie roep hy ons om nie ons individualiteit na te streef nie, maar om dit op te gee. Ons is nie meer individue nie, maar ons is kinders van God. Ons is saamgevoeg in een gemeente. Ons is die enkelvoud bruid. Ons is die kinders van die lam. Ons is die gesalfdes, die geroepes. Ons is die kinders van die Here. Een kerk, een doop, een gees. Daar's letterlik een gees wat deur ons vloei. So ons soeke na individualiteit is miskien iets wat in hierdie wêreld baie prominent is. En die wêreld sal vir ons leer om te sê elke ou moet probeer om sy eie merk te maak, om uit te staan, om sy individualiteit te vind. Maar in ons Christelike geloof gaan dit nie oor individualiteit nie. Dit gaan oor die gemeenskap. Dit gaan oor die ander kinders van die Here rondom my. Dit gaan oor my samesmelting en my deelwording van daardie familie van God. En deel daarvan is die bemoediging. En die bemoediging beteken 'n ander ou se geestelike lewe is ook my probleem. En dis iets wat die Bybel baie duidelik vir ons leer. In Jakobus 5 staan daar, as iemand een van sy broeders sien van die pad afgaan, en hy gaan spreek daardie broeder aan, daardie broeder kom weer terug op die pad, dan het hy iets goeds gedoen, dan het hy 'n lewe gered. En dis werklik wat die Bybel vir ons leer. Ons is verantwoordelik om mekaar te bemoedig om op die pad te bly, om aan te hou, om heilig te leef, om weg te breek van die wêreldse dinge, om nader te beweeg aan die dinge van die Here. Dis ons werk. Daarom is dit so belangrik dat ons met kerk toe kom. Ons moet kerk toe kom, omdat ons by die kerk die geleentheid kry om saam te smelt met ander kinders van die Here, om geïntegreer te word binne in hierdie familie van God. Jy kan nie 'n Christen wees op jou eie vir die res van jou lewe nie. Jy kan nie net tevrede wees daarmee dat jy kerk kyk deur die skerm van 'n selfoonrekenaar of TV nie. Jy moet deel word van hierdie gemeenskap van God. Ons moet daar wees om mekaar te check. En weet jy wat, partykeer dan gaan 'n mens van die pad af en jy besef dit nie eers nie. En jy begin dinge te dink en te glo en te verstaan. En as niemand rondom jou om vir jou te sê dat jy dinge begin verkeerd glo, dink en verstaan.
Jy begin stelselmatig weg te beweeg van die Here en daar's niemand wat na jou toe kan kom en sê, hoorie, sommer is tyd om weer op die pad te kom en na die Here toe te beweeg. Casting Crowns het so 'n liedjie wat sê, it's a slow fade when you throw your life away. En wat hy daardeur sê is, min mense gaan weg van die Here in een dramatiese groot oomblik waar hulle sê, vandag is dit, ek dien nie meer die Here nie. Hoe ons wegbeweeg van die Here is soos wat 'n mens wegdryf van die kant af as jy slaap op 'n bootjie. Stelselmatig, golfie vir golfie, rustig en saggies, sonder om dit te besef. En as jy jou oë uitvee en jy kyk rondom jou, dan kan jy nie meer land sien nie, want jy so ver weggedryf van die Here af, dat jy nie eers meer weet hoe om terug te kom nie. En dit is 'n groot gevaar, wanneer ons op ons eie is. Ek dink nou ewe skielik aan die illustrasie, dit is 'n aaklige illustrasie, ek weet nie wie dit aan hom gedink nie, dit was nie ek nie, iemand, ek het hom ergens gehoor, maar iemand het op 'n stadium die illustrasie gebruik en gesê, as mens 'n pot vat en jy gooi lekker koue water daarin, en jy sit 'n padda binne in die pot, sal die padda rustig swem. Hy sal dalk bietjie benoud wees oor waar hy is, maar die padda sal happy wees in die water. En dan as jy die temperatuur vinnig opdraai, sal daai padda skrik en uitspring en hy sal oorleef. Maar as jy die temperatuur graad vir graad elke minuut gaan warmer maak, en hierdie water se temperatuur styg sonder dat die padda dit agterkom, sal die padda nie besef dat hy besig is om dood te kook voordat dit te laat is nie. En is presies dieselfde in ons geestelike lewens. Op jou eie kan jy hoe geestelik wees, jy kan hoe slim wees, jy kan hoe toegewyd wees, jy kan hoe wat ook al jy graag wil wees, volmaak in kennis, maar as jy op jou eie aangaan, sal die duiwel dit regkry om jou stelselmatig te laat wegdrywe van die Here. Daarom moet die bootjie gebind wees aan die kant, en die manier hoe ons bootjies bind aan die kant is om dit te bind aan mekaar, sodat wanneer ek wegdrywe van die kinders van die Here af, iemand in daardie groep mense die touwtjie kan trek en sê, hy, dryf maar weer terug hier na ons toe. Hy, jou gesindheid was nie nou reg nie. Hy, ek sien hierdie ding in jou lewe wat nie reg is nie. Hy, wanneer laas het jy met die Here gepraat hieroor? Hoeveel keer het ek nie al in 'n gemeente gesit en geluister na ander mense se probleme en behoeftes en die dinge waarmee hulle sukkel en dan gedink, maar sjoe, dis die dinge waarmee ek sukkel. Dis die goed waarmee ek probleme het. Miskien as hulle verlos kon word daarvan, kan ek ook die Here vertrou om verlos te wees daarvan. Hoeveel keer het ons nie al in 'n gemeente gesit en iemand het iets gesê of gedoen en ek het besef, maar ek doen presies dieselfde. Ons is in hierdie sisteem ingeweef, in hierdie kerk ingeweef op so 'n manier, dat as ons daar bly, ons by die Here sal bly. Ons heilig sal bly. Die tweede bullet daar sê, mekaar smeek en in liefde aanspreek. Dis ons werk. Dis ons werk om mekaar aan te spoor, om meer te bid, om meer toegewyd te lewe, om meer te vertrou. Dis my so pragtig in hierdie gemeente as ek agterkom dat daar iemand niets is wat die bid hier bywoon. Een van ons verskeie bidure wat ons het hierdie week. En is vir my kosbaar om te dink dat iemand gegaan het na daardie persoon toe en gesê het, maar ek het jou lanklaas by die bidure gesien. En ek is bekommerd want ek sien nie, kom ook nie meer so baie kerk toe nie, is alles oukei? Gaan alles goed in jou lewe? Ons mis jou. Ons wil jou graag daar hê, so ek kom spoor jou aan. Kom word weer deel van ons. En dan natuurlik beteken bemoedig om te troos, om iemand se wonde te vryf en te smeer, te bid saam met iemand wat huil, wat seer het, wat verlies het, saam met hulle te deel in die lag en in die trane. As jy nie deel is van hierdie Christelike gemeenskap nie, dan kan jy nie werklik die Here dien soos wat Timoteus die Here gedien het nie. En ek weet,
Dis miskien 'n baie ek gaan die Engelse woord gebruik, harsh manier om dit te stel, maar om jou naaste te dien is om die Here te dien. Om die liefde van die Here Jesus en die Heilige Gees se werk deur jou te laat vloei, is om die Here te dien. Dis wat dit beteken om die Here te dien. Ons moet mekaar bemoedig. Ek hoop, liewe toehoorder, dat een van julle my sal bemoedig. Wanneer ek flou raak, julle my sal optel en sal help om die volgende tree in my geloof te gee. Dat julle saam met my sal afvee in my trane, al is dit van blydskap of van hartseer. En dat wanneer ek of as ek van die pad afgaan, julle my sal in liefde van die Here Jesus help om weer op hierdie pad te kom. En ek vertrou die Here dat ek die geleentheid gegee sal word om dit ook vir julle te kan doen. Dis bemoedig. Die tweede werkie wat Timoteus daar gaan doen het, was om te gaan versterk, Nou, hierdie is ook 'n baie interessante woord in die Nuwe Testament en dis interessant omdat dit baie min gebruik word. En ons gaan nou kyk na hoe dit gebruik word in die Bybel, dan gaan ons dalk miskien 'n bietjie beter verstaan, maar versterk kom voor in Lukas 22 vers 32 waar daar staan, maar ek het vir julle gebid dat jou geloof nie ophou nie en as jy eendig bekeerd is, moet jy jou broeders versterk. En in hierdie sin beteken versterk eenvoudig, jy moet vir hulle gaan die ondersteuning gee, jy moet vir hulle die krag gaan gee, sodat hulle die werk of die taak kan doen wat hulle moet doen. Om iemand te gaan versterk beteken om vir hulle die nodige ondersteuning te bied, sodat hulle ook hulle taak kan voltooi of hulle roeping kan uitleef in hierdie konteks. Kom ons kyk hoe is die woord gebruik in die skrif. Die eerste is, hierdie woordjie kom maar 'n skrale 18 keer in die Bybel voor. En in hierdie gedeelte wat ons nou saam sien, lees ons dat dit beteken om vas te staan. Dit word byvoorbeeld as volg gebruik in 2 Petrus 1 vers 12. Daarom sal ek nie nalat om julle altyd hieraan te herinner nie, hoewel julle dit weet en vas staan in die woord, in die waarheid wat by julle is. En vas staan beteken eenvoudig om jou hakke in te skop en te bly by wat jy weet die waarheid is, te bly by wat jy weet reg is, om te bly by wat jy weet van die Here Jesus af is. En versterk beteken dan om vir iemand die ondersteuning te kan gee, sodat hulle kan bly vas staan in die geloof. En nou moet ons besef, hierdie dinge was gegee vir Timoteus om te gaan doen vir 'n gemeente wat ernstig vervolg was. Ek probeer myself baie keer binne in daardie milieu in te dink, binne in daardie omgewing in te dink, en dan dink ek baie keer hoe dit vir hulle moes gevoel het om deel te wees daarvan. Want ek kan nie dink hoe dit sal voel as jy hierdie nuwe geloof moet aanneem en jy's nie meer welkom in jou ouer huis nie. En jou vriende skryf jou af. En jy moet vlug van die gereg. En as mense wat nou nog kom en die waarhede wat jy gedink het jy verstaan kom verwar. Hoe ongelooflik moeilik moet dit nie wees om te bly vas staan in die waarheid nie. Ek dink daar's twee groot versoekinge. Een versoeking sou gewees het om net te sê, ag, dan los ek dit. Ek het gedink hierdie geloof was vir my, dit is nie vir my nie, ek mis my ma, ek mis my pa, ek mis my vriende, ek wil nie meer weghardloop, rondhardloop nie, ek sê ou vir pyn nie, so, ja, ek dink ek gaan die godsdienst los. Ek dink dit was die een groot versoeking, en ek dink die tweede groot versoeking was om dit aan te pas, sodat dit meer aanvaarbaar is. Om te sê, ja, nee, Jesus was nie koning nie, hy gaan nooit 'n koning wees nie, ons glo nog steeds in die keiser, en ons kan nog steeds in hierdie ander gode glo, en ons kan maar hierdie en daardie dinge doen, so ons glo in Christus, maar ons glo in ons eie weergawe van Christus. Ek dink dit was die tweede groot versoeking, om dit meer aanvaarbaar te maak vir die tyd waarin hulle geleef het, en om dit heeltemal te verwerk. En ek dink hierdie was 'n onbegonne
werk wat Timoteus moes gaan doen het om te sê, ouens, maar julle kan nie dit doen nie, julle kan nie opgee nie, julle kan nie tou ingooi en handdoek ingooi nie, dis die waarheid waarmee ons hier besig is, julle moet vasstaan, hierdie is 'n oorlog, julle moet vertroue hê in hierdie waarheid wat julle geleer is, en hierdie vasstaan, hierdie sterk staan is iets wat ons lees dwars deur die skrif, wat al die apostels en al die profete vir ons leer van die Bybel. Die volgende skyfie sê, hy's ook twee keer om jou aandag vas te vang of om te staar, en in Lukas 9 vers 51 staan daar, en toe die dae van sy opneming nader kom, het hy sy aangesig gerig om na Jerusalem te reis. En dis 'n baie interessante vers in die oorspronklike taal, want die woord daar wat sê sy aangesig gerig, is amper die woord staar of om vasgevang te wees. Die Engels het vir my 'n mooi woord, transfixed. So dis amper asof jy in 'n trance is, want jy's gefiks op hierdie een ding. En dis wat hierdie versterk beteken, om al jou aandag, al jou inspanning, al jou effort, alles wat jy het, al jou krag op hierdie een ding in te sit. En dis wat versterk beteken, om alles wat jy het te kan gee. Een keer word hy gebruik om onbeweeglik en onoorbrugbaar te wees. En by dit haal ons aan Lukas 16 vers 26. En by dit alles is daar tussen ons en julle 'n groot kloof gevestig, sodat die wat hiervandaan oorgaan na julle nie kan nie, en die wat daar is nie kan oorkom nie. En dis ook hierdie onbeweegbare aspek. En as ons na dit gaan kyk en ons vat hierdie woorde saam, dan kyk ons, wat beteken dit dan vir Timoteus prakties as hy wou gaan om mense te gaan versterk? Wel, dit het in die eerste plek beteken dat hy hulle moes help en dat ons mekaar moet help om wortels in die woord in te skiet. En ek wil hier 'n illustrasie leen wat Paulus gereeld gebruik om te sê, kyk maar na 'n boom, kyk na 'n palmboom byvoorbeeld. 'n Palmboom het 'n verskriklike wortelsisteem, hy gaan lekker diep in die grond in, en wanneer daar storms kom en daar kom winde, dan sal jy sien hoe karre rol en huise se dakke ingee en geboue omval en verskriklike dinge gebeur, maar die palmboom se blare buig, sy stam buig, maar die palmboom bly staan. En waarom doen hy dit? Waarom is hy so versterk? Waarom gee hy nie 'n millimeter in nie? Dis omdat sy wortels reg geskiet was. So een van die eerste sake wat 'n mens doen wanneer jy iemand wil versterk, is om hulle te help om gegrond te word in die Heilige Skrif. Dis wanneer ons die Bybel lees, wanneer ons die Bybel verstaan, wanneer ons die Bybel interpreteer in ons lewens, wanneer ons net gevestig word in die woord wat ons het. Dis ook om mekaar te ondersteun om in geloof te bly wanneer dit moeilik gaan, om die Here aan te hou vertrou, wanneer ons nie 'n rede kan sien dat ons moet aanhou om die Here te vertrou nie. Gebeur maar partykeer in mense se lewens dat ons baie keer in situasies kom wat vir ons aaklig is. Situasies waar ons verraaid voel deur die Here. Waar dit onregverdig voel, waar dit voel asof dit wat reg en goed is, dit wat moet gebeur, nie gebeur het nie. En nou sit ek in hierdie aaklige situasie, en in hierdie situasie, amper soos waar Job was, is daar hierdie versoeking by my om te sê, maar dan los ek dit. Dan los ek die Here. Ek praat nou die dag met 'n vrou, hier by ons huis aangekom het, en met my wou gepraat het, en sy praat oor die probleme in haar lewe, en die foute wat daar in haar lewe is, en die dinge wat haar hart seer maak, en wat haar kwaad maak. En ek vra vir haar uit oor haar verhouding met die Here. Ek meen, sy het 'n predikant kom sien. Ek neem aan dis hoekom sy hier is. En sy sê vir my, nee, so 'n paar jaar terug, kan nie nou die jaar onthou nie, 2016, 2012, daar rond, het sy die Here vertrou vir iets, en die Here het dit nie gedoen nie.
En inteendeel het dinge ernstig agteruit geloop, en daai dag het sy die Here net daar en dan gelos. En ek moes ongelukkig vir haar sê, mevrou, ek het nie hier 'n geheime resep wat al jou probleme gaan oplos nie. Selfs al neem jy die Here Jesus aan vandag, gaan jou probleme miskien nie meer so baie saak maak nie, maar hulle gaan nog steeds daar wees. Daar's nie 'n geheime resep of 'n towerwoord wat ek kan gee wat al die probleme gaan wegvat nie. Ek kan nie vir jou 'n seën uitspreek en môre is alles reggemaak nie. Jy moet jou saak met die Here regmaak, jy moet jou sonde los. Jy moet vir die Here leef. Dis al raad wat ek vir jou het. Maar dit het my bygeval wat sy gesê het. En ek het gedink aan hoe baie keer 'n mens dit in baie omstandighede sien en in die lewens van baie mense. God het nie gedoen wat ek verwag het nie, al was dit wat ek van hom verwag het belaglik. En nou het hierdie geloofsteleurstelling my op so 'n dwaalweg gebring dat ek net nie meer in die geloof wil leef nie. Ander mense is miskien ernstige gelowiges en hulle kry trauma in hulle lewe, iets verskrikliks gebeur met hulle en hulle is kwaad en hulle is verward en hulle is alleen en hulle verstaan nie waarom die Here dit wou toelaat. Wanneer ons in daardie situasie is, dan kan ons maar Job gaan lees, daar's 3 slegte vriende. En hierdie 3 slegte vriende het geoordeel en het hulle eie opinies gedeel en het Job net al hoe dieper af in die grond gedruk. Hulle het hom nie versterk nie, hulle het hom verswak. Maar een vriend het vir hom omgegee, een vriend het die waarheid gepraat, een vriend het hom ondersteun en hom gehelp om in die geloof te bly toe dinge moeilik raak. Dis wat ek moet doen, as ek die Here wil dien. Dis om jou aandag aan ander te gee en nie net aan jouself nie. Dis om sonder kompromie met jou geloof te leef, nie 'n tree agtertoe te gee nie. So Timoteus word gestuur na hierdie gemeente toe en ek's amper klaar. Timoteus word gestuur na hierdie gemeente toe en daar's twee dinge wat hy moes gaan doen, 2 eenvoudige opdragte. Gaan bemoedig hulle en gaan versterk hulle. En as jy hulle bemoedig het en jy het hulle versterk, dan sal hulle gereed wees, want die rede vir hierdie bemoediging staan in die volgende 2 verse 3 en 4, sodat niemand verontrus mag word onder hierdie verdrukking nie, want julle weet self dat ons hiervoor bestemd is. Want ook toe ons by julle was, het ons julle vooruit gesê dat ons verdrukking nie sou word soos dit gebeur het, en soos julle weet, dat ons verdruk sou word, verskoon tog, soos dit ook gebeur het en soos julle weet. Nou, Paulus sê, Timoteus moet na julle toe gaan en hy moet julle gaan ondersteun en hy moet julle gaan versterk, want ons erken en ons sien en is vir ons sleg dat julle in verdrukking is, dat dit sleg gaan met julle, dit raak warm rondom julle, dit gaan kwaai met julle, maar onthou, toe ons daar by julle was, het ons gesê, ons sal nog verdruk word. Daar het ek vir Paulus en Timoteus en Silas daar by hulle wat sê, ons sal nog verdruk word. En dan sê hulle ook, want hiervoor is ons gekies. Ons is hiervoor bestem. God het geweet dat sy kinders sou ly. Hy het geweet dat die wêreld ons sou haat. Hy het geweet dat dit vir ons moeilik sou wees om kinders van die Here hier te wees. Hy het geweet dat ons gaan sukkel met selfsterwe, met standvastigheid, met in die geloof bly. Hy het geweet dat ons sal ly onder die gevolge van sonde, dat ons in lande sal bly waar absolute onheil oorgeneem het, moord, roof en godslaster aan die hand van die dag is. Hy het geweet dat ons gaan sukkel om ons geloof uit te leef en dat mense ons sal oordeel omdat ons geloof wil uitleef. Hy het geweet dat die wat waarlik by die Here sal wandel, radikaal genoem sal word, dat die wat regtig in die Here se weë wil leef, verwerp gaan word en uitgestoot sal word deur die samelewing. Maar daarvoor is ons gekies. En daar's verskeie redes, ek kan vir die duisende versies lees, Romeine 5 vers 3, maar
Ons roem ook in verdrukkinge, omdat ons weet dat verdrukkinge 'n lydsaamheid bewerk. Met ander woorde, wanneer ek in hierdie moeilike omstandighede is, dan leer dit my hoe om die Here te vertrou in moeilike omstandighede. Met ander woorde, my verhouding met die Here, my eie geloof word versterk deur die vuur van vervolging. Dis ook 'n wonderlike getuienis. Dis 'n herinnering dat God ook die wat vir hom ly sal verheerlik. So dis 'n herinnering dat God ons ook sal ophef en ons sal verheerlik. Filippense 3 vers 10 sê dat ons die Here op 'n besondere manier leer ken. Daar staan om hom te ken en die krag van sy opstanding en die gemeenskap aan sy lyde, terwyl ek aan sy dood gelykvormig word. Ek weet nie wat aangaan in elkeen van ons se lewens nie. Ek weet nie waarmee elkeen van ons miskien besig is op hierdie oomblik nie. Maar wat ek wel weet is dat die Here elkeen van ons oproep om hom te dien. Ten spyte van ons moeilike omstandighede. Ten spyte van ons uitdagings. Die Here roep jou om ander kinders van die Here wat ook deur moeilike dinge gaan te kan bemoedig en te gaan versterk. Jy is die beste persoon vir die werk. Wanneer jy ly, is die gemeenskap van heiliges vir jou daar. Wanneer hulle ly, is jy vir hulle daar. So vanaand vra ek, dien jy die Here? Nie in 'n eenvoudige menslike manier van dien, waar jy sê ek dien die Here en dis maar sinoniem met ek glo in die Here nie, maar is jy elke dag besig om hom te dien, deur sy gemeente te dien, sy liggaam te dien? Of verwag jy dat God jou dien? My gebed is dat elkeen van ons vanaand die oproep tot diens opnuut sal hoor. Dat God ons sal roep om sy dienaars te wees. Sodat ons saam met 'n hele ry van broeders en susters, medewerkers in die evangelie, sal dien en sal dien en sal dien. Mag die Here ons genadig wees. Kom ons bid saam. Amen. Vader, baie dankie vir die geleentheid wat ons het om U na te boots wat die groot dienaar is. Dankie Here Jesus dat ons U kan vertrou en weet dat U wonderlik is en dat U nog steeds voete gewas het. Leer ons om mekaar te bemoedig. Leer ons om mekaar te versterk. En leer ons dankbaarheid, Here. Leer ons dankbaarheid dat ons deel kan wees van hierdie geestelike familie van God. Totdat ons eendag almal saam is by U vir ewig in die huis. Amen. Lekker aand vir elkeen van julle. Amen.